Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 8 Junie. Gesond gemaak. Kan jy jou indink hoe dit daardie dag langs die see van Galilea van die mense gewemel het? Hulle wag reeds dag voor dag op Jesus se terugkeer en nou dat hy voet aan die wal gesit het, drom almal hom saam. Hulle volg hom reg tot by die dorpie Kapernaum. Skielik kom Jairus, leier van die plaaslike sinagoge daaraan. Hy smeek by Jesus: "Kom tog saam my huis toe en genees my dogter." Tussen die skare is 'n vrou wat reeds jare lank siek is. Die arme mens het al haar geld op dokters uitgegee. Markus 5 vers 26 lees ons: "Sy het egter geen baat daarby gevind nie, dit het eerder slegter met haar gegaan." Sy het van hierdie vername man van Galilea te hore gekom. Hoop begin by haar binneste opwel. Hoewel sy in 'n verswakte toestand is, vind sy die nodige krag om uit te gaan en by die skare aan te sluit. Die mense druk alle kante teen haar terwyl sy stadig maar seker al nader aan Jesus kom. Dan, deur al die gestamp en die gestoot, sien sy hom. Sy praat haarself moed in, vers 28 wat lees: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." Lees Markus 5 vers 21 tot 34. Wat gebeur hier? En wat kan ons hieruit leer? Ons lees Markus 5 vers 21 tot 34. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het hy groot menigte by hom vergader, en hy was by die see. En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus. En toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer, en hy smeek hom dringend en sê: "My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sal lewe." En hy het saam met hom gegaan, en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou, wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê: "As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word." En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê: "Wie het my klere aangeraak?" En sy disippels antwoord hom: "U sien dat die skare u verdring en u sê: Wie het my aangeraak?" Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou, wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees." Markus 5 vers 21 tot 34. Hierdie voorval toon Jesus se deernis en besorgdheid oor die siekes en eensaames, diegene wat gewoonlik in die vreeslike gewoel oor die hoof gesien word. Talle het Jesus daardie dag probeer volg. Verbygangers het in die malende skare beland met die gevolg dat allerlei mense per ongeluk teen die meester gestamp het. Nietemin het net een doelbewus haar hand uitgesteek om Jesus aan te raak, op soek na daardie seëning waarna sy so desperaat gesmag het. Tog was dit nie die aanraking wat haar genees het nie, nee, dit is vanweë haar geloof dat sy genees is, soos gelees in Markus 5 vers 34. Ons lees ook die volgende in Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 344. Die heiland kon die aanraking van geloof van terloopse kontak met die malende skare onderskei. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 344. Jesus se boekleed het geen magiese krag gehad nie, allerminst.
Die vrou se geloof, asook haar keuse om uit te reik na Jesus en hom aan te raak, dit is wat vir haar genesing gebring het. Met al die pyn en die lyding wat daardie verswakte vrou moes deurmaak, kon sy daardie oggend gekies het om liewers in die bed te bly, om die gemak van haar huis te geniet. Tog neem sy doelbewus die besluit. Sy gee uiting op haar hoop. Na Jesus wou sy uitreik, hom in die hoop op genesing bevriend. Om hom op 'n afstand te sien was nie genoeg nie. Sy moes eenvoudig net in aanraking met hom kom. Jesus roep ons om vandag dieselfde te doen. Matteus 11 vers 28 en 29 sê vir ons: Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy sê: Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Matteus 11 vers 28 en 29. Hoe gee hierdie vrou, wat in groot nood verkeer het, uiting aan die dinge waartoe Paulus ons in Romeine 5 vers 3 tot 5 aanmoedig? Hoe sou dit in jou lewe gelyk het, as jy dit self moes toepas? Ons lees en sluit af met Romeine 5 vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Romeine 5 vers 3 tot 5.